van die twee skole. Ons sien uit daarna om hierdie dag saam met julle te deel. Goeiemôre, 'n goeie dag en welkom hierso by Hoërskool Outeniqua. Tweede wedstryd wat nou gaan plaasvind hier op die A-veld onder 14s wat nou net verloor het hier van Kwaggas 45-21. Goeie wedstryd gewees deur beide spanne. Nou die onder 15s van Hoërskool Outeniqua wat die veld gaan betree. Goeie span hierdie van Hoërskool Outeniqua, 'n sterk spannetjie onder die top 10 in Suid-Afrika. So ook Grey College, so het beloof om 'n mooi wedstryd te wees hierdie Philip. Ja, nee, twee lekker sterk spanne van twee sterk rugby skole in Suid-Afrika wat nou hier te mekaar gaan opweeg. Die manne wat hier van die eerste span, hulle het gou hulle juniors kom kyk, seker maak dat die dinge regloop. Jaco Jacobs, hy lei sy span daarna uit. Die manne van Grey College, hulle het sommer daar tussen die pale deur opgedraf. Hierdie spannetjie van Outeniqua 'n week terug met 'n sterk span van Garsfontein op hierdie veld afgereken. Grootseuns hier aan die kant van Outeniqua, gevaarlike agterspelers. En ons sien uit vir 'n mooi wedstryd. Die span van Grey College self, manne wat kan as hulle losbreek 'n lekker hardloop rugby kan speel, maar dis nie ongewoon vir Grey nie. Dit is maar wat ons van hulle verwag. Ja, self 'n paar lekker fris manne hier aan die kant van college. Hulle speel van regs na links op die TV, op jou skerm. Manne van Outeniqua, hulle sal eerste die noordelike pale verdedig. Ja. Corneille Fourie, hy staan nader. Hy speel daar loskakel en senter by die Hoërskool Outeniqua. Manne van Outeniqua wat baie diep terug staan. Ek hoop hulle kom betyds by daai bal uit. Slot van Grey College, hy rank daar op. Skramskakel, ja, teens Fourie, hy stuur hom daar vir die voorspelers uit. Daai bal wat grond toe gegaan het, skeieregter, hy gaan nie voordeel daar toelaat nie. Hy het 'n klein aanslaantjie gesien, voordeel vir die Kwaggas so vroeg in die wedstryd. Kieran Daniels wat die kans gaan kry om die bal by hierdie skram in te gooi. Dit lyk of Corneille Fourie op loskakel is, maar nou mannes spanlys wat so 'n bietjie verander het. Zerwig Westraat wat nou op 10 staan, maar dit lyk of Corneille Fourie die 10 tree wel aan het. Agterspelers van Outeniqua baie diep staan. Skeieregter sê nee manne, kom ons gesels net gou eers 'n bietjie oor hoe hierdie gaan werk. Ja, ons het gesien in die vorige wedstryd, die skram van Hoërskool Outeniqua wat in die begin bietjie swaar gekry het teen die manne van college. Hierdie skram staan sterk.
pakke weer goed op te mekaar. Westraat, hy stuur die bal wyd uit daar. Bal agter die rug verby, nou in die hande van Corneille Fourie. Hy is 'n gevaarman vir Hoërskool Outeniqua. Goeie tempo wat die manne teen speel nou. Bal beskikbaar in die hande van die voorspelers. Hy dra hom mooi goed amper oor die voordeellyn. Steeds bal nou Westraat in die hande van sy voorspelers. So kort aangee en hy slaan ongelukkig die bal aan. 'n Goeie rugby wat gespeel word deur die Kwaggas. Ja, so 'n klein variasie. Vnyk selfs ons ouens hier in die kommentators met manne wat op 10 staan met 14 op hulle rug, maar dis dalk om die manne wat die wedstryde dopgehou het, die ontledings gedoen het, net so klein bietjie stywer daar in te gooi. Manne van college, hulle kan nou skram hier in hulle eie kwartgebied. Skramskakel teens Fourie, hy staan reg. Sy loskakelmaat Jan RW. Hy sal die bal wil ontvang. Hier daar so 'n lang skop af. Ingewag nou deur die Kwaggas is Johan Swem uit die bal nou in sy hand. Hy's 'n gevaarlike mannetjie, julle sal hom moet keer nou. Kwaggas wat begin hardloop, goeie duikslag wat uitgevoer is. Bal steeds beskikbaar, gaan dalk nou na die verkeerde kant toe. Dis Stroebel met die bal in die hand. Steeds die Kwaggas met die bal. Westraat gee hom uit daar aan die oorkant van die veld toe. Kwaggas lyk gevaarlik met die bal in die hand. Nou die voorspelers wat die bal dra. Steeds die Kwaggas. Daniels gee hom uit en na sy loskakel. Die voorspelers wat nou oor die voordeellyn probeer kom, maar hy klou aan daai bal vas. Strafskop vir Grey College. Ja nee, baie goeie spel daar deur die manne van college om daai omgekeerde besit te kan kry. Hulle gaan lyn toe. Jan RW, hy gaan die lyn opsoek aan die oorkant van die veld. Bal wat teruggeklap word, dis so 'n bietjie waaghalsig. Daar steek hulle nou die vlag op. Ja, ek sien baie spanne, veral op skole vlak, wat die bal so terugklap in die veld in WP, baie gevaarlike taktiek. Jy weet nie wie se ou aan die ontvangkant as jy daar uitduik nie. Dis noodwendig jou man wat dit gaan vang nie. Manne van Outeniqua wat daar op rank voor die college. Jaco Jacobs, pragtige duikslag. Die manne van Grey College. RW, hy soek weer. Stuur hom maar uit, Fourie. Baie goed gedoen deur die verdediger daar van Hoërskool Outeniqua om daai man te duik. Fourie, hy bly grou vir daai bal. Hy soek vinnige besit. Stuur weer vir RW. Nee, is een van sy voorspelers. RW het gesê, dra eers die bal nog 'n bietjie aan. Hulle gaan nou van rigting verander. As daai bal vinnig genoeg kan kom. Ja, RW, hy gee so lang oorslaan, aangee hier spasie in die hande van die linkervleuel nou. Christoph Oukamp. Hy maak net so 1 of 2 tree vorentoe. Dan weer terug na die voorspelers toe. RW wat 'n goeie werk doen om sy spelers te organiseer. Hy soek nou die bal. Kan nou ook weer oorslaan aangee. Nee, stuur hom net na sy sentermaat toe. Fourie. Hier is 'n klein bietjie spasie, sit hom op die voet. Kwaggas wat mooi op die grond duik om die bal terug te kry. Steeds die bal nou by Outeniqua beskikbaar, maar Grey College neem hom af. Strafskop vir Grey College. Daai man hou in die bal vas. Ja, speler van Outeniqua wat daar geduik het op die bal om die besit te hou en eintlik baie maklik dan vir aanvallende spelers wat daar aankom, aankomende spelers om net die bal by jou af te vat. Nou Grey College wat die bal kan ingooi. Hulle is op 'n goeie aanvalsplekkie daar in die 22 van Hoërskool Outeniqua. Kwaggas wat hulle keer sal moet ken. Leon Creer, hy is die hakker daar by Grey College. Hy het nou geleentheid. Gesien by die 114 het hulle baie sterk 'n rolmaalbeweging wat hulle van stapel kan stuur. Kwaggas, hulle gaan nie so maklik dit laat toelaat nie. Dryfmaal is gepak. Kwaggas werk hard om daai bietjie te ontwrig. Die manne van Grey College is nog in besit. Skeieregter, hy sal moet mooi kyk waar daai bal is. Manne wat daar in 'n bondel oorval. Nee, daai bal is nog in die lug, sê die skeieregter. Ons sal moet terugkom vir 'n skram.
Kwaggas baie goed gedoen om daai rolbaalbeweging wat eintlik baie goed gepak was. Hulle het hom dan daar bietjie ontwrig, seker gemaak dat die manne van College nie net daar oordraf vir 'n 3 nie. Outeniqua wat hulle eerste wedstryd vir die dag gewen het daar op die B-veld, die 4de span wat daai wedstryd gewen het. Bal nou beskikbaar by Grey College. Kwaggas wat nou daar in hy skram inklim. Daai manne is nou opgevuur. Die voorspelers van Outeniqua het nou besluit ons gaan nie speel met julle manne met die blou treye nie. Ja, manne van College, hulle het gedog het gaan net 'n voer by die skram wees en die Kwaggas wat toe soos masjiene en daar gaan hulle vorentoe. Skram die manne van College van die bal af. Goed gedoen deur Hoërskool Outeniqua om daai die moeilikheid uit te kom. Steeds nog in hulle eie gebied. Kyk of Keandre Liebenberg sy springer sal kan vind. 10-1 Kalu of Stroebel wat in die lug sal opgaan. Het lyk so Stroebel, hy gaan mooi hoog in die lug op. Nou in die hande van die skramskakel, nou by Westraat. Gee hom hier in die hande van Jaco Jacobs. Daniels, Westraat met die bal in die hand. Goed gedoen deur Outeniqua, vandag 'n bal besit. Nou sal ek hardop dis Corneille Fourie, hy's 'n gevaarlike man. Bal steeds beskikbaar. Daniels nou by Stroebel, hy gee so wou 'n kort aangetjie gee daar na sy buitekant toe. Steeds beskikbaar. Daniels, nou Westraat, gee hom uit in die hande van Keandre Liebenberg. Goeie bal vir die Kwaggas, hulle moet nou vinnig die bal versprei. Pas agter die rug verby was dalk nie heeltemal die regte opsie daai gewees nie. Steeds Daniels. Nou Stroebel, hy gee hom so kort aangee hierso vir sy slot. Nou is dit Fourie, hy is 'n gevaarlike man, hulle sal hom moet keer. Nou Daniels, Kwaggas wat dalk die bal sal moet uitgee, uit hierdie gebied uitkom, goeie opsie dalk nou is om dalk nou maar die bal te skop. Steeds die Kwaggas met die bal in die hand. Groot duikslag wat daar uitgevoer word. Hoërskool Outeniqua. Bal is afgeneem. In die hande nou gekry deur een van Grey College se baljagters. Ja, die verdedigingslyn van Grey College wat baie sterk staan, baie vinnig weer in posisie kom. En hierdie aanslag van die manne van die Kwaggas, hulle het baie gespeel, maar die verdedigingslyn wat net hier op die 10 tree neffens hom gebly het. En dan natuurlik met goeie geduld aan die kant van die verdediging dan omgekeerde besit bewerkstellig. Nie een van die spanne wat bes gee vroeg in die wedstryd nie. Hulle beloof mekaar goedjies en lyk nou of dit ook 'n opwindende wedstryd gaan wees WP. Wedstryd wat teen 'n hoë tempo gespeel word, opgegaan daar so Stroebel bal afgeneem. Keandre Liebenberg, hy was 'n bietjie skrikkerig om op daai bal te duik. Is Kalu nou. Liebenberg, hy is 'n voorry man, hy is 'n haker, hy sal maar moet duik op daai bal, kan nie daar terug staan vir daai geveg nie. Tikskoppie daar deur die manne van Grey College. Voorspelers, hulle kry nou geleentheid om bietjie in die wedstryd in te kom. Fourie, hy grou weer. Nog weer terug na die voorspelers toe, nog 'n pakkie wat die bal aan vorentoe dra. Fourie, RW. Hy sien spasie aan die buitekant. Spasie is mooi toegemaak deur die manne van Outeniqua. Linkervleuel wat baie goed op sy voete bly, Oukamp. Weer Fourie, weer na die voorspelers toe. Klein kort aangeetjie, was hy man dalk in spasie ingewees. Fourie, hy gee die aangee agter die rug verby. RW, hier's nou spasie. Goeie verdediging nou aan die kant van die Kwaggas. Fourie, hy beweeg oor hierdie veld, hy's by elke loskram. Baie goeie verdediging deur Hoërskool Outeniqua, skramskakel Daniels, wat gesien het daar is moeilikheid, mooi omgewerk hier van die klein kantjie af en in die lyn ingekom om daai duikslag uit te voer. Ja, selfe geduld aan die kant van die Kwaggas, hulle maak omgekeerde besit op verdediging. Corneille Fourie, wat die kantlyn daar gevind het. En nou Keandre Liebenberg, wat die kans sal kry om die bal by die lyn staan in te gooi. 10-1 weer vir Stroebel wees. Daar Kalu, daar is twee opsies. Dis Kalu wat daar in die lug op gaan. Lang gooi wat oorgaan
Hy is nie heeltemal reguit nie. Skeieregter sê nee manne, julle moet maar bietjie skram as jy so skeef wil gooi. Ja, opsie in Kalu wat heeltemal misgegooi word. Staan weer besit af hier vir College in hulle eie halfte. Beide spanne wat net nie lekker aan die gang kan kom die WP. Dit is maar die teken van 'n wedstryd van twee spanne wat baie naby aan mekaar is. Fourie, hy gaan voer. Kort die uit na sy sentermaat, RW wat aan die agterkant verby is. Hy gee so 'n chicken wing pass. Bal wat daar in die duikslag lospad. Westraat is by om reg te maak. Buitense agterspelers hier van Outeniqua wat neig om maar net die hele tyd half deur die lyn te skiet. Lyk nie of hy lus is om te duik nie. Is makliker as die ou net agter my rug verby hardloop. Ja, klein bietjie vinnig daar. Hulle breek hulle eie verdedigingslyn wat natuurlik beteken dat daai gate maklik uitgebuit kan word deur 'n goeie spel aan die kant van College. Deur Hoërskool Outeniqua, hulle kan so 'n bietjie bly wees om daai bal af te neem daar. Kry College wat gevaarlik lyk wanneer hulle die bal in die hand het naby die doellyn. Van Kwaggas wat weer die geleentheid gekry het om daar uit te kom het. Kreer, hy gooi 'n pragtige bal oor agterkant van die lyn staan. RW, hy het nou so alla soos 'n vleuel in die lyn ingekom. Pragtige duikslag daar op die manne van College. Regtervleuel Vermaak. Lourens Vermaak wat die bal daar opgedra het. Fourie, hy staan weer reg. Een van sy pakkie voorspelers. Die manne van die Kwaggas is reg vir hierdie pakkies voorspelers. Isoleer die baldraer, kry omgekeerde besit in 'n japtrap. Corneille Fourie, hy gaan die bal wil kyk of hy hom kan uitjaag op die halflyn. Kwaggas wat hier uit hulle gebied uit sal moet kom. Speel nou die hele helfte so ver in hulle eie helfte. So 'n bietjie van 'n woer skop, maar hy haal die kantlyn, goeie skop daardeur. Corneille Fourie. Keandre Liebenberg, kyk of hy sy springer sal kan vind. Voorag gelyn staan, so 'n bietjie los gewees, bal wat boor gegooi was. Ja, Kwaggas wat nou vir byna 5 na 6 minute in hulle eie gebied was. Nou 'n geleentheid gebied word in Grey College se kant. Skeieregter is nie gelukkig nie. Hy sê wanneer daai reël sê jy moet 10 meter weg wees van die lyn staan af. Jaag bietjie Grey College se agterspelers terug. Hulle lyk maar nog steeds of hulle hier op 7,5 meter staan. Liebenberg, hy gooi weer oor. Beef, Aiden van Wyk, hy ontvang die bal aan die agterkant. Goed gedoen vir Hoërskool Outeniqua. Kwaggas rugby wat in die laaste jaar so 'n bietjie 'n gedaanteverwisseling ondergaan het. Paar buitemanne wat inkom om te help hierso. Anton Lennert, Zayn Kirchner, Andre Blom. Ouens met baie kennis wat nou bietjie terugploeg hier by Hoërskool Outeniqua se rugby. Ja. Meneer Abri Mini altyd die eerste span afgerig. Hy het in sy pos as direkteur van afrigting ingeskuif. Kwaggas wat nie die bal daar lekker by mekaar kan maak nie. En in daai rol bring hy 'n bietjie konsultante in om seker te maak dat die rugby hier in die Suid-Kaap gesond sal bly. Goed opgegaan daar in die lug. Deur die Kwaggas, ongelukkig daai man wat die bal aanslaan. Ja, handjies net so klein bietjie hard daar op die ontvangkant van die bal. Fourie, hy staan met die bal op die heup, reg om in te gooi. Nog so 6 minute spel oor in hierdie helfte. College wat sal wil punte aanteken voor halftyd om daardie strafskop van die Kwaggas dalk net gelyk op te maak of uit te kanselleer. Skeieregter is nie gelukkig met hoe die manne daar sak nie. Klein bietjie verskille tussen die Suid-Kaap en die Vrystaat se manier van skram. Aiden van Wyk, ook bekend as Beef, hier aan die vaskant van die Kwaggas. Hy maak dit so 'n bietjie moeilik hier vir die voorryman van Grey College. Grey College se voorryman. Maar mannetjie, hy lyk amper meer soos 'n flank. Ja, loskop, Keilenstein. Die gewig nodig nie, net sterkte. Daai bal wat nie lekker ingerol is vir die Hakkerie, maar Fourie, hulle kry hom terug. RW.
oorslaan, aangee daar na sy binnesenter toe. Nee, Kwaggas wat deurbars. Corneille Fourie, hy RW. Hulle het nou spasie bewerkstellig. Bring hom hier na Oukamp toe. Hy klop sy man. Nee, bal word daar uitgesboender uit sy hand uit. Jaco Jacobs. Hy hardloop daar boor 1, boor 2. Sterk loop hier daar deur Jaco Jacobs. Dis Daniels. Hy gee hom in die hande van sy groot slotte. Nou Daniels, Zerwig, Wesdraad, Corneille Fourie, hulle sal moet keer, hy gaan 'n klein skelmskop, oorskop daar na die oorkant van die veld toe, bal wat opwip in die hande nou van Outeniqua, hier's 'n man wat deur hardloop, Kwaggas druk op pracht 3, op die Tommy Smook Stadion, Ian George. Corneille Fourie, die gevaarman, hy het ongelooflik baie visie, skop die bal daar oor en die bal wat regwip vir die Kwaggas, goeie 3. Erasmus, hy vlieg soos 'n swalkie oor daai doellyn. Ja, pragtige besit daar. Corneille Fourie het die visie. Hy tel die spasie op. Sien hy gaan nie die aangee kan gee in die WP. Sit hom so op die voet, alla voet aangee van ouds. En Erasmus wat daar oorduig asof hy aan een of ander suurduik kompetisie by die Olimpiese spele is. Vlaas omhoog, telling nou 10-0 in die guns van Hoërskool Outeniqua. Oorkant se veld, derde span wat daar ook speel, derde span van Hoërskool Outeniqua wat tans daar ook voorloop. RW, hy sal reg staan, hulle sal voor halftyd nog so 2 minute spel. Pragtige hangskop. Kalu, hy maak sy fout van tevore reg. Goed opgegaan deur Outeniqua. Nou Daniels, hy gaan hom seker gee hier vir Stroebel. Stroebel is self 'n moeilike man om te keer. Daai duikslag dalk so 'n bietjie hoog met die skouer in die gesig, maar dis nou Jaco Jacobs. Hulle sal hom moet keer. Gevaarlike man as hy die bal dra. Daniels so kort aan geetjie hier na sy buitekant toe. Nou in die hande van sy agterspelers. Goed gedoen deur Hoërskool Outeniqua. Hulle is gevaarlik nou. Dis Daniels, nou Stroebel in die hande van Jaco Jacobs. Hy gaan deur hardloop vorentoe. Goed oor die voordeellyn. Nou Daniels, Wesdraad, Corneille Fourie. Hy gee hom uit vir sy agterspelers. Hier's gevaarlike manne nou. Dis die Kwaggas. Hulle gaan na die linkerkantste hoek toe. Binne, buite. Hy druk op in die linkerkantste hoek. Pracht 3 deur Hoërskool Outeniqua. Arjen Erasmus. Binne, buite, punte. Pragtig gedoen daar deur die agterspelers van Hoërskool Outeniqua. Wesdraad, hy gee die bal agterspelers van die Kwaggas mooi in diepte. Daai man kom met spoed daar in die agterlyn in. Toe is dit die man met 'n gevaarlike systap binne buite en hy duik oor in die linkerkantste hoek. Dis Erasmus, een van die mooier drieë wat ons al gesien het hierso by die Kwaggas. Pragtige hardloop rugby, pragtige skole rugby wat hier deur die Kwaggas gedoen word. En terdee beloon daar in die oorkantste hoekie. Hy het nou 2 drieë in soveel minute omtrent gedruk. Manne van Grey College, hulle is stom geslaan nou. Maar soos ons in die vorige wedstryd gesien het, Philip, hierdie manne skryf hier nie af hier, hulle speel hulle beste rugby in die laaste 10 minute, so as jy kan voorkom en kan vasbyt, het jy 'n kans, anders die eindvletjie moet eers blaas, soos hulle sê, the match ain't over till the fat lady sings. Ja. RW, hy staan reg. Weer pragtige hangskop. Net soos tevore, Kalu wat opgaan. Nou Daniels weer, Stroebel met die bal in die hand. Goeie duikslag uitgevoer hier deur Grey College. Dis Wesdraad, nou Corneille Fourie. Hy gee daar na die oorkant van die veld toe, so bietjie woer, maar die Kwaggas lyk gevaarlik as hulle die bal wyd vat. Goeie spel deur Hoërskool Outeniqua. Dis nou halftyd. Telling 15-0 in die guns van Hoërskool Outeniqua. Ja, afrigters van beide spanne, hulle sal nou moet kajuitraad hou, hulle sal moet nou die planne reg kry. Die manne van Outeniqua, hulle het 'n paar goedjies goed gedoen en reg gedoen, maar self ook. Daar's nog goedjies om aan te skaaf. Die manne van Bloemfontein, ons kuiergaste, hulle het 'n paar
3 nou afgestaan in die laaste 2 minute. Hulle sal wel planne sien om dit nie weer te doen nie. En dan, soos wat ons gesien het by die onder 14s, net kort na halftyd die Kwaggas wat vinnig weer 'n 3 op die tellbord gesit het. Hallo Jordan, jy is die Kwaggas speler van die wedstryd en Bossa gee vir jou hierdie geskenk. Ons wil net sê baie geluk namens Bossa en George. En ja, hoe voel jy daaroor? Dat was zo right, dat was staf en ons het maar net onze beste gegeven. En aan het einde van die dag het ons onze beste gegeven, maar ja. Beste is altyd genoeg, nee, maar baie geluk hoor. Ek weet dat nie. Dag sê julle, hier het ons vir Roan Stopwith onder 19D, is die speler van die wedstrijd gewees. Ons wil net namens Bossa en Bossa George sê baie geluk en geniet 'n klein geskenkie van ons. Baie dankie. Baie geluk, Kwaggas speler van die wedstrijd vir die onder 16s. Hier is ons 'n klein geskenkie van Bossa en van Bossa George. Was daar enigiets wat uitgestaan het vir jou in julle wedstryd vandag? Nee, dit was eintlik 'n rowwe wedstryd. Ons kon definitief meer gewerk aan die defense, al op die wings, op die kante. Maar overal dink ek die boys het goed gespeel en ek is baie trots op my span. Nee, awesome. Sy weer eens baie dankie en sterkte vir Nou gesien halftyd. Speler van die wedstryd. Van die onder 14 of Kwagga van die wedstryd althans. Een van die mooie tradisies hier by Hoërskool Outeniqua, ongeag wen of verloor word daar 'n Kwagga van die wedstryd aangewys. Baie dankie aan Bossa wat vir die seuns dan ook 'n vouchertjie en elke hoed of so gee, laat hulle dit kan dra deur die week. Jordan Lawrence wat die Kwagga van die wedstryd was tydens daai onder 14A wedstryd. Die twee spanne op die veld speel goeie rugby. Hoërskool Outeniqua 15-0 voor tans. Ek dink Grey College het nie dit heeltemal verwag nie. Goeie kans vir die Kwaggas om hier 'n wedstryd te kan wen, maar daar's nog baie tyd oor. In 25 minute kan baie gebeur, Philip. Ja nee, ons het dit al 'n paar keer hier op die Tommy Smook gesien, dat die wedstryd nie sommer gewen word in die eerste helfte met hierdie tipe van tellings teen 'n gedigte span soos Grey College nie. Hulle het die geneigtheid om in die laaste 10-15 minute krane oop te draai. Ietsie in die water daar in Bloemfontein wat maak dat hulle dit kan regkry. Natuurlik twee skole wat 'n ryke tradisie in rugby in Suid-Afrika het, soos ons al reeds genoem het. Sien nou bietjie van die reserves hier, manne wat bietjie touch rugby speel hierso net om los te bly. Sal interessant wees om in daardie groepies te gewees het halftyd om te hoor wat die afrigters vir hulle spanne sê. Afrigter daarvan die onder 15A span van Hoërskool Outeniqua, De Wet Steyn, ook 'n man wat by Grey College skool geloop het. Hy is 'n man wat baie 'n goeie afrigter cricket, eerste span cricket afrig hierso, ook die onder 15A span en self 'n begaafde golfspeler, ook bekend as Happy hierso by die skool. Ja, 'n man wat met 'n Happy Gilmore, Happy Gilmore hou, die bal met 'n drywer 250-300 meter kan slaan, WP. My eie oë al gesien. Hy gaan weer vir ons die tweede helfte begin, net soos wat ons die eerste helfte geëindig het. Kalu wat opgaan. Nou Daniels bal in die hand, gee hom nie uit hierso vir Strobel. Hy word so bietjie in sy spore gestuit daarso, maar nou Corneille Fourie. Nou kan dit gevaarlik raak vir Grey College, sal hy die bal kan wyd kry hierso. Dis die Kwaggas wat nou begin hardloop. Steeds die Kwaggas met bal in hand. Gevaarlike agterspelers wat hulle hier het. Daniels, hier kom 'n man aangehardloop met spoed. Dis 'n groot voorspeler hierdie. Steeds Daniels, as 'n man uit sy boot uitgeduik nou. Corneille Fourie gee hom hier vir Strobel. Steeds die Kwaggas. Corneille Fourie, hulle hou die bal in hand, gee hom agter die rug verby. Dalk so 'n bietjie diep gewees daar, maar hulle kom tog oor die voordelyn. Bal uit die hand uit geruk nou met Grey College wat nou die besit oorneem. Ja, hulle voorspelers wat nou geleentheid het, Fourie, hy gaan grou, daar's voordeel wat deur die skeieregter gewys word. Hy soek een van sy voorspeler pakkies op.
Lyk soos die slotman daar, Kriegel of Schoeman. RW, hy stuur die bal wyd. Die Kwaggas, nee, man van College sit hom so op die voet. Skeieregter blaas op sy vletjie. Hy het onthou, daar was nog voordeel daar aan daai kant gewees. Manne van College wat in sy opinie nie voordeel benut het nie en natuurlik terugbring vir die strafskop. Nou Grey College wat die kantlyn kan opsoek, goeie kans vir hulle om punte terug te kry in hierdie wedstryd. Hulle het besluit, hulle gaan nie 3 vat nie, hulle soek 7. Ja, ons het gesien by die 114 wedstryd dat hulle 'n goeie rolmaalbeweging kan pak. Hierdie span die eerste helfte het hulle dit ook reeds gedoen en die manne van Kwaggas wat daai rolmaalbeweging 'n bietjie gestuit het. Een hand kry daai slotman die bal in die lug. Creer, hy was nog nie veel weg van sy teiken af gewees nie. Kwaggas, hulle gee so 'n bietjie meer daar op die rolmaalbeweging. Die manne van College beer nog steeds vorentoe. Fourie, hy stel nog glad nie belang nie. Hy sê hou daai bal tussen die voorspelers. Goeie rolmaalbeweging. Die skeieregter wat voel daardie is onwettig grond toe gebring, straf die Kwaggas met 'n straf 3. Hier kom 'n geel kaart nou ook. Hy druk sy hand diep in sy sak. Ja, gaan een van die voorspelers nou van die veld af. Lyk of dit 'n reserveman was wat op die veld gekom met Creer Steenkamp. Hy gaan nou 'n bietjie koelkas toe. Ewe skielik Grey College nou terug in die wedstryd, telling 15-7. Ja, nee, daar is soos ons genoem het nie 'n maklike manier om 'n rolmaalbeweging te stuit nie. Fourie, hy gaan nou die afskop behartig. Slot van Grey College, lyk of hy daar 'n bietjie in die lug gespeel is. Skeieregter sê, nee wat, daai is rugby, kom ons speel aan. Fourie, hy soek sy voorspeler pakkie. Vinnige bal besit. RW, hier spasie aan die regterkant vir hulle. Center. Dra die bal lekker sterk daar op. Lyk soos Linde. RW, hy het spasie aan die agterkant gesien, maar die Kwaggas is hier. Nou die Kwaggas. Hy het 'n sydstap, hy het steeds die bal in die hand. Hierdie al agter van hulle is gevaarlik. Dit swem, hy swem sommer hier verby die verdedigers. Nou Daniels, gee hom hier vir sy groot flank, Stroebel. Hy het so een rol dalk bietjie te veel gegee. Stroebel 'n groot seun, hy kan dalk so bietjie met meer oomvaartloop daar in daai kontak in. Ja, klein bietjie voorspelbaar. Hy trap altyd af van sy buitekantste voet af binne toe en die manne van College wat dit nou raak gelees het hier deur die eerste helfte. Hulle staan en wag nou al vir hom. John Swim, baie goed gedoen hier. Hy is net so zoep zap en hy's verby sy man. Creer. Hy staan reg. Nog nie veel verkeerd gedoen vandag nie. Rolmaalbeweging, hulle gaan hom weer pak. Probeer bietjie momentum kry. Daai manne het losgebreek. Daar is obstruksie. Baie goed opgetel daar deur die skeieregter. Goed gedoen daar deur Hoërskool Outeniqua se pak voorspelers om daai rolmaalbeweging te keer daarso. Manne van Grey wat afbreek, ongelukkige ou voor hom, skeieregter wat hulle straf en sê hulle pleeg obstruksie manne. Nou Corneille Fourie die kantlyn opsoek. Hy is 'n man wat 'n bal lekker kan swil. Ja, Kwaggas wat nou weer bietjie momentum aan hulle kant wil kry, balbesit wil hou. Onthou hulle is 'n speler in die koelkas. Steenkamp, hy was net op na halftyd. Rolmaalbeweging probeer stuit en toe is hy weer terug koelkas toe. Liebenberg. Baie skeef gegooi hier deur Keandre Liebenberg. Niemand van Grey wat opgegaan het in die lug nie. Hy gooi hom sommer so aan die buitekant van sy springer. Ja, die reël daar duidelik, as niemand opgaan nie, dan moet die bal nog steeds binne die buiteskouer van die speler in die lug wees. Daai ene was so al daar op pad skramskakel toe al gewees. Musiek wat nou begin speel hier by die Kwaggas. Ja, definitief hoofwedstryd 2:15.
inkopies klaar gedoen is vir die naweek, kom maak 'n draai hier by Hoërskool Outeniqua by die Tommy Smoek. Dit beloof om 'n baie goeie skolewedstryd te wees. Twee spanne van die twee skole wat mekaar gaan opkuil vanmiddag. Later vandag ook die 5de span van Hoërskool Outeniqua wat gaan speel. Dis net matriek, hulle maak hulle eie span. Ook 3 juffrouens wat daai wedstryd behartig. Hulle is nou die afrigters by die span. Fourie, hy gee hom vir sy senter. Lyk soos Linde. Dra die bal sterk daarop, dan kom die bal weer uit aan die kant van College. Voorspelers kry geleentheid om op te dra. Fourie, hy gee vir RW. Oorslaan aangee daar na sy linkervleuel Oukamp toe. Christoph Oukamp, sterk baldraer. Weer terug na die voorspelers toe. Groot Slotte wat die bal oor die voordeellyn wil dra. Eers weer terug na nog 'n voorspeler pakkie toe. Kwaggas wat nou hulle verdediging sal moet ken. Daai man wat nie daar kan uitrol nie. Skeieregter wys die voordeel. Daar kom die strafskop nou. Daai persoon, manne van College wat slim was, daai man so klein bietjie daar vasgeknyp het op die grond. Grey College, hulle besluit, hulle gaan nie pale toe nie. Is manne wat tradisioneel nie sommer pale skop nie. Hulle wil 3 druk. Ja, die balle hier onder by die kus, hulle gaan nie altyd so ver soos wat hulle daar in die Vrystaat sal trek nie, WP. So ja. Gister so ook op die golfbaan gesien. Grey College wat die golf gewen het 5,5, 4,5 teen die manne van Hoërskool Outeniqua. Manne van Grey College wat vandag agtergekom het. Jy kan nie 'n bal so ver slaan hier in George nie. Voorspelers van College, hulle dra die bal op. Skeieregter is nie tevrede daar nie. Ons gaan terug. Hy het voordeel gewys by die lyn staan. So, hy het daar klein aanslaantjie gesien as ek reg kyk. Valkoe hierdie skeieregters. Kreer wat nou Kreer Steenekamp. Hy is weer terug op die veld. Uit die koelkas uit, so 'n bietjie gaan rus. Ja, man met die bynaam Appington. Hulle het hier na die waters by die kus getrek. Kry nie lekker sy bind daar op die vaskop van Grey College nie. Voorspelers van Outeniqua wat by die scrums definitief die oorhand het oor die manne van Grey College. Fourie, De Beer, hy pik die bal op. Hy stuur hom vir Fourie, RW. Hy word in die middelveld ontmoet deur die manne van Outeniqua. Vinnige balbesit nog steeds. Kwaggas sal hierdie bal op 'n manier moet stadiger maak as hulle wil verhoed dat die 3 gaan kom. Weer by die voorspelers. Fourie stuur vinnig uit. RW, hy hardloop so 'n bietjie skuins by die veld, maar daar word daar deurgebars deur 'n man van Grey College. Aangee wat net nie na die hand toe kan gaan nie. Gulde geleentheid wat daar uit die hande uitval. Hoërskool Outeniqua, hulle sal nou die bal kan ingooi by die scrum. Kwaggas wat hier sal wil uitkom. Wil hy nou punte afstaan en eerder punte aanteken. Kwaggas se agterspeler is definitief gevaarliker as die van Grey College. So ook die voorspeler pak van die Kwaggas wat definitief die oorhand het, maar die Kwaggas wat die tempo van die wedstryd sal moet lig, dan het hulle dalk 'n lekker kans hier teen die manne van Grey College. Corneille Fourie, hy jaag die bal daar oor die kantlyn, nie baie ver uit nie, maar hy is daarom uit. Ja. Verligting, maar nie regtig nie. Kreer, hy het 'n geleerde pak voorspelers hier. Dryfmaalbeweging het hulle net nou 'n straf 3 onder die pale in die sakkie gebring. Kwaggas wat nou so klein bietjie beter verdedig, maar nog steeds bietjie regop. Manne van Outeniqua wat hulle koppe daar sal moet indruk as hulle daai rolmaalbeweging wil keer, om dalk so 'n bietjie kantlyn toe help as hulle kan. Steeds Grey met die bal in die hand nou. Skeieregter sê nee. Ons sal moet skram. Klein aanslaan daar vir die manne van Grey College. Praat bietjie terug daar met die skeieregter. Nie heeltemal saamgestem met sy beslissinge en dit sal nie geduld word hier nie. Nou die frustrasie wat dalk so 'n bietjie inkruip daar by Grey College. Die manne het lank op die bus gesit.
kan nou so bietjie om dalk begin byt hier in die tweede helfte. En slaap in hotelle. Partykeer is dit lekker, Philip. Hardloop bietjie in die gange rond, mens weet nooit. In die ou dae, mens nog gangklei gekry as jy bietjie die brandslange kon afrol daar so in die koshuisgange met matrasse, is lekker gewees. Ja, ek dink daar's nog 'n bietjie frustrasie ook. Jy is so naby aan die see en weet nie of hierdie manne al by die strand was nie. Dalk bietjie net tone in die water. Daar's dalk 'n juffrou wat gevra het vir 'n klein botteltjie met seewater wat jy moet saambring. 2 of 3 skulpies. Kwaggas wat nie regtig van die geleentheid gebruik maak wat hulle gekry het om uit hulle gebied uit te kom nie. Lynstaande wat nie lekker aan die gang kom nie. Fourie, hy het weer geleentheid. Vir sy loskakel, RW. Buite senter glip terug inspel in. Kalu wag vir hom daar. Sukkel om daar uit te rol. Fourie, hy stuur weer uit na een van sy voorspeler pakkies toe. Fourie, hy het 'n goeie wedstryd gehad, goeie verspreiding. Goed afgestorm daar deur die manne van die Kwaggas. Nou die bal in die hande hier van Hoërskool Outeniqua. Dit is hier agter. Dis Swem. Hy hardloop pale toe. Bal wat afgekeer was. Swem druk 'n 3 onder die pale. Goeie spel deur Hoërskool Outeniqua. Die manne van Grey College loop nou met hulle hande op hulle heupe. Hulle weet nie wat nou gebeur het nie. Kwaggas nou 20-7 voor met 'n skop om te kom. Ja nee, pragtig deur die senter. Sit 'n bietjie lyf op die spel. Storm die bal af, pik hom op en gee hom vir lyk soos die heel agter daar. Swem. Ja, ons het gesien hierdie man het vaart. Hy kan maklik verby sy mense swem. Kwagga ondersteuners, alles opgewonde. Die dag wat so ver mooi loop vir Hoërskool Outeniqua op die B-veld, derde span voor 25-12 tans, so ook die vierde span wat reeds gewen het. Later die vyfde span die matrieks afgerig deur die 3 vrouens hier by skool en ons sien uit na daai wedstryd. Ja, die matriek uitnodigingsspan, daar's 'n paar manne. Hulle het besluit om op ander sporte en dalk hulle akademie te fokus hierdie jaar. En hulle mag slegs daar speel as hulle nog nie vir enige ander span by Outeniqua gespeel het deur die jaar nie. Hulle mag ook nie te veel geoefen het nie, hoor ek. Een oefening net om die lynstandtekentjie so in plek te kry en so 'n paar van daai spesiale bewegings. RW, hy gaan weer vir ons begin. Goed ingewag, die deur Outeniqua bal wat los op, maar die Kwaggas is gevaarlik as hulle begin hardloop. Dis Daniels, gee hom nou weer vir Stroebel, langsom is Kalu, hy breek amper in die middel van die veld deur, maar dis 'n vorentoe aangee, 'n goeie spel deur die Kwaggas, net klein ongedwonge fout wat daar gemaak word deur Stroebel. Stroebel kan dalk as hy die bal dra so bietjie beter die lyn aanval, Philip, voor hy daai klein pasie gee. Ja, nee wat, hy is eintlik 'n man wat aggressief gewoonlik die bal dra. Nou so in so gedempte rol en ons sal graag wil sien dat hy lekker aggressief vorentoe gaan, deurbreek deur daai duikslae wat op hom gemik is en dan kyk of hy aansluiting kan vind. Fourie. Hy het gevoer, kry 'n bietjie die bal onder druk, sentermaat. Hulle het al hierdie beweging gesien. Kwaggas wag vir hom. Goed skoon gemaak daar deur die voorspelers van Grey College. Skeieregter sê nee, julle moet wegrol hier uit die duikarea uit. 10 minute se spel wat oorbly. Dis hier waar Grey gevaarlik raak, Philip. Sal 'n bietjie nou in 'n ander rad ingaan. Maar hierdie span van Grey lyk vir my so bietjie tam as ek na hulle kyk. Tikskoppie. Hulle gaan hom by die voorspelers hou. Kyk of hulle hier 'n beweging van die oefenveld aan die gang kan kry. Baie moeilik om daar weg te rol. Knyp hom weer vas. Voorspelers, daai slot. Hy het vandag lekker die bal vorentoe gedra. Dis wat ons wil Stroebel wil sien. Lekker aggressief vorentoe. RW, hy versprei na die buitekant toe. Weer so oorslaan aangee. Bietjie van, weet nie wie met die bal dra nie. Oukamp, hy staan daar op. Kom weg met die bal. Weer Fourie. Stuur hom weer vir sy voorspelers. Hulle ken die spel. Pragtig skoon gemaak daar. Grou bietjie vir die bal. Weer by die voorspelers. Kwaggas het hierdie TV-reeks gesien. Hulle staan en wag vir hom. RW, hy stuur weer die bal wyd so agter die man se rug. Skeieregter nie tevrede daar met ietsie gewees nie, WP. Hy gaan hulle terugbring. Ek dink daar was dalk onkantspel gewees. Hy vat hulle nou ver terug
Vir 'n hoë duikslag sê hy wat daar uitgevoer is, interessant. Fourie, hy gaan hom weer vir die voorspelers bring. Jacobs kom vinnig van die lyn af. Hy wil die momentum nou vir die manne van Grey College gee nie. Weer Jacobs met 'n duikslag. Kwaggas wat nou sal moet keer. Grey College, hulle het 'n bietjie snif van die doellyn in die neus gekry. Daai man wat daar oorval, hy beer 2 of 3 manne op sy rug. Nou net op die veld gekom, een van die plaasvervangers sitte vir Grey College. Keandre Liebenberg hier aan die kant van Outeniqua. Hy staan so bietjie in slaap daar. Hulle druk dit 3 reg onder sy voete. Ja, klein bietjie regop daar. Manne wat weet, ek is nou nie een van hulle nie, maar ek het al gesien op die TV, liggaamsposisie moet laag wees daar langs die loskram op jou eie doellyn. Wanneer hy man eers 'n kans gee om oor daai lyn te kom nie. Voorspelers daar vanuit Outeniqua kan dalk so amper half op hulle knie gegaan het, lekker laag bly. Seker te maak hulle kan die duikslag uitvoer. Telling nou 22-14 Grey College wat nou eintlik hulle eerste amptelike 3 regtig druk. Aan een was 'n straf 3. Ja, 1-3 vir die ref, 1-3 vir Grey College. Kwaggas wat nou kan afskop. Hulle moet nou vasbyt soos ons sê. Dis hier waar jy vir Grey College moet wen. Jy sal nou moet tackle. Corneille Fourie met die bal in die hand. Sal nou lekker hoog moet afskop om seker te maak jy het 'n kans om die bal terug te kry. 7 minute se spel oor in hierdie wedstryd. Outeniqua 22-14 voor. Dis nie 'n goeie afskop nie. Bal wat gaan rondop. Grey College, hulle wag hom in. Hulle sê ons gaan speel met daai bal. Ja. Voorspelers is lus vir hardloop. Hierdie 2 slotte was baie goed gewees. Fourie, hy grou weer diep. RW het spasie gesien. Hy stuur hom uit na sy sentermaat. Lyk soos Linde wat die bal daar opdra. Bal word gerip deur Fourie. Hy pik hom weer op. Ons het al dit gesien. Nou sit die gevaarmanne van Outeniqua. Hy gooi die bal wild uit hierso na sy sentermaat toe. Nou die Kwaggas met die bal in die hand. Hulle kan nou die bal goed oppas. Steeds Outeniqua. Dis nou Daniels in die hande hier van Steenekamp. Hy wil die bal uitgee in die hande van Beef. Steeds die Kwaggas. Daai man kom hier van die kant af ingeduik. Steenekamp. Hy vat sommer kort pad. Kalahari kort pad daar na die loskram toe. Kan sien onmiddellik RW wat bietjie die tempo lig. Hy vra nog eers vir instruksie nie. Hy wil nou bietjie spoed op die bal sit. Hulle wil vinnig die lyn staan neem. Grey College wat klaar reg staan. Steenekamp, hy word vervang. Hulle sê hy is klaar. Jy was nou stout Appington. Grey wat rondhardloop hier in die lyn staan, 'n bal wat boor gegooi is. Nou is dit met Beef, hy die bal in die hand. Dis Aiden van Wyk goed vorentoe gegaan. Skoon gemaak deur die Kwaggas. Dis nou Daniels in die hande van Corneille Fourie. Hierdie gevaarlike agterspelers van Outeniqua. Hulle wil nou hardloop. Goed gedoen. Skeieregter sê dis aangeslaan, meer gelyk of dit agtertoe was. Ja nee, lyk soos 'n beheerde aanslaan daai in die opinie van die skeieregters. Steeds op die B-veld, Kwaggas wat voorloop, 25-12, derde span van Hoërskool Outeniqua. 5 minute van hierdie wedstryd nog oor WP. Grey College wat sal moet 2 keer punte aanteken om hierdie wedstryd te kan wen. Kwaggas hier kan keer, as hulle nie nou kan punte aanteken nie, sal Outeniqua goed doen. Fourie, hy kry vir RW, stuur hom na Oukamp toe. Hy het in die lyn in beweeg en hy bars daardeur. Hy kan beloon word met 'n 3 hier vandag. Goeie spel gehad deur Oukamp vandag nog sover. Fourie, daai bal lekker vinnig uitgekom. Wie's daarby? Natuurlik een van sy slotmaats. Fourie, hy kan nie wag nie. Tempo moet nou gelig word. Dit is à la Grey College rugby daai. Fourie, nog 'n vinnige bal. RW, hy gaan so skuins oor die veld. Daar's 'n paar groot manne wat aan die buitekant staan en wag vir Grey College. Fourie is weer by. Ek moet dalk vir Fourie my step counter gee. Daai man het 'n paar steps al in hierdie wedstryd deurgewerk. Skeieregter arm gaan omhoog. Kwaggas het daar van hulle voete afgegaan. 4 minute wat oorbly in hierdie wedstryd. Hy kan nog enige kant toe gaan. Grey College wat nou die kantlyn gaan opsoek. Kwaggas se verdediging wat goed gehou het sover deur die dag. As hulle nou kan vasbyt vir ten minste net so 2 minute al druk Grey 3.
sal hulle hom kan deurhak. Ja, pragtig hoe hierdie jong seuns die tempo kan lig. Nie bang om dit te doen nie. Creer. Hy gaan weer lynstaan opsoek, kry daai lynstaan bal. Kwaggas probeer met 'n high maal beweging afgrond te bring. Nie suksesvol nie. Nou moet hulle koppe in. Grey College, hulle probeer hom aan die gang kry. Dis die tweede keer wat hy nou al gestop het. Skeieregter sê nee, hy's nog aan die gang. Kwaggas kom weg met die bal. Dit is Waldo Schulze uit die bal afgeneem. Bal steeds by Outeniqua. Nou Jaco Jacobs, hy sit hom neer en pik hom weer op. Steeds Jaco Jacobs. Nou die Kwaggas gevaarlik. Daniels, hy gee die bal uit hier vir sy voorspelers. Goed gedoen deur Outeniqua. Steeds Daniels, hier's moeilikheid vir Grey College nou aan die buitekant as hulle die bal kan skuif. Nou Kwaggas, dis Swem. Hy het die bal in sy hande. Swem gaan hom gee. Hy hou die bal vas. Nog 'n keer. Steeds die bal by Outeniqua. Weer Swem met die bal in die hande. Pop hom op. Daar's hom nou. Dis die man van die hoërskool Outeniqua. Hy duik voor in die linkerkantste hoek. Pragtig rugby deur die Kwaggas. Hulle wen verseker hierdie wedstryd op George. Hoendervleis mooi skole rugby hier deur die manne van die Kwaggas. Paar keer gelyk of hulle gaan doodgaan met die bal. Gee Fop aan gee, word bietjie betrap met die bal. Nog enetjie. Manne van Grey College wat goed gedoen het om terug te beweeg. Daar amper die bal verloor, maar nog 'n aansluiting daar deur die binnesenter. Pragtig duik hy oor vir die Kwaggas se 3. WP, die manne van Grey College, hulle was sterk op pad met 'n dryfmaal beweging na die Kwaggas se doellyn toe. Hy eindig daar onder die pale, staan hulle nou raad op. Corney Fourie, hy kan die bal deur die pale jaag, oop ons nou, hy skop hom in die middel deur, reg in die middel deur, Corney Fourie, 29-14, nou, vir hoërskool Outeniqua, meneer De Wetstein, oudskoolier van Grey College, hy is opgewonde. Ja, Kwaggas wat agterlyn heeldag gevaarlik was, manne van Grey College, Herweg, gee so 'n skop. Nou die Kwaggas wat die bal vang, hy hardloop los deur, dit is die binnesenter van hoërskool Outeniqua, die wedstryd is verby, Grey se doppie is geklink. Eerste fout van RW, eerste fout van College by die afskoppe. Kom ons kyk weer na die kyk weer, lyk soos Rowan Forshey, hy pik hy bal op. Rowan Forshey, manne staan en rond kyk, gaan in die lug op en hy hardloop los deur. Pragtig rugby deur hoërskool Outeniqua. Hulle sê vir Grey College, jy kom speel nie in George rugby en dink jy gaan net hier wen nie. Ja, nie maklik so toer af na George toe nie. Nie altyd lekker om die wedstryd so af te sluit nie, maar die manne van Outeniqua wat soos Grey College onder 14 A's wys, 2 vinnige drieë hier op die einde van die wedstryd. Daar's nog 'n minuut speeltyd oor. Die span van hoërskool Outeniqua laas jaar in Bloemfontein 'n lekker loosing gekry daar. Hulle deel hierdie jaar uit. Grey gaan staan en rugby kyk, gaan jy gaan staan en rugby kyk agter die pale. RW, hy skop nou diep af. Gaan nie weer daai selfe fout maak nie. Kalu, hy het al 3, 4, 5 van hulle ontvang vandag. Nou Daniels in die hande van Corney Fourie. Hy weet nie so lekker wat om te maak nie, maar hy gee hom hier vir 'n voorspeler wat nou Boereman hardloop. Dis nou Waldo Schulze. Hy word omgedop in die middel van die veld. Steeds die bal beskikbaar. Kwaggas wat nou aanval, aangeslaan. Ek dink die tyd is verby. Steeds Grey College. Skeieregter sê amptelike speeltyd verby. Hoërskool Outeniqua wen die wedstryd op die Tommy Spook Stadion. Hulle klop Grey College met 'n telling van 36-14. Grey se doppies is geklink. Ja, pragtige wedstryd hier deur die onder 15 spanne van beide Grey College en Hoërskool Outeniqua. 'n Wedstryd wat nog 'n paar minute terug op 'n mespunt was. Agterspelers van